Goeiedag, baie welkom by hierdie uitsending. Dis Advent en ons berei onsself voor vir Kersfees. En ons vind hierdie vreemde verhaal van Matteus, van wyse manne wat uit die ooste uitkom, deur 'n ster gelei word om by Christus uit te kom. Dit gaan teen alle tradisie, alle denke. Dit maak soveel vrae los. Kan die sterre ons nog lei? Jy weet, is daar buite Bybelse openbaringe, werkinge wat ons kan help om 'n beter lewe te kan lei, waardeur ons lyding kan ontvang? Dit is vrae wat baie mense nie eers vra nie. Ons lees net die verhaal en neem dit aan. Maar wat ons wel kan leer, 'n groot ding deur hierdie verhaal van Matteus, is dat God ons ontmoet waar ons is. Dit beteken nie dat hierdie lyding deur 'n ster normatief is nie, met ander woorde reg is, en dat die feit dat hulle astrologie beoefen het saam met sterrekunde aanvaarbaar is nie. Astrologie is daardie verskynsel waar mense kragte toeken, bonatuurlike krag wat werk agter die sterre, agter die heelal, wat verband hou met ons lewens nou en met gebeure in ons lewens, en dat die sterre kan voorspel en dat ons na die sterre kan kyk. Dit is eintlik iets wat verbied word in die Christen tradisie. Wat gesê word, nee, ons word gelei deur die skrif en deur 'n verhouding met God. Jy weet, deur dit normatief te maak is so goed as om te sê alle Christene kan nou na donkies toe gaan, want ons het hierdie verhaal in Numeri 11 waar 'n donkie praat, so God kan deur donkies ons lei. Nee. Dit beteken net dat buite die grense van ons verwagtinge en wat vir ons bekend is, kan God met ons praat en kan God met ons werk. So let op, wat met jou gebeur en wat in jou gebeur. Dit was so algemeen in die lewe van Jesus, dat hy randverskynsels gebruik het om te leer, soos die Samaritaan byvoorbeeld. Is iemand van 'n ander godsdiens. En hy gebruik hom as 'n voorbeeld om te sê, maar hy doen wat reg is. 'n sekswerker. Gebruik hy om te sê, maar sy is nader in die koninkryk van God, en baie van hulle gaan goeie mense soos die fariseërs en die skrifgeleerdes voorgaan in die koninkryk van God. Maar laatses wat hy vat, wat dankie sê, dit is die uitgeworpenes uit die samelewing. Nou is dit wyse manne uit die ooste uit wat kom. Let op hulle. Weet, kan jy ook dink vir die wyse manne, hoe moes dit gewees het om te dink dat nou moet ons uit Babylon uit vertrek na hierdie onbekende plek toe, Judea toe, na Jode toe. Ons sien dat daar by hulle 'n openheid was, 'n ingesteldheid. Weet, en hulle is bereid om dit na te volg. Ek meen, hulle gaan die onbekende in. Hulle trek deur die woestyn, dis gevaar, dit kos hulle geld, hulle los sekerhede, sonder 'n kaart. En hulle het 'n openheid om te let buite en binne wat besig is om met hulle te gebeur. Om hulle is hulle gebeur hierdie goed, en om ons kan ons let op die goed wat met ons gebeur. Jy weet, waaroor gaan die musiek? Waaroor gaan die ligte? Jy weet, dit is uiteindelik 'n diepere betekenis agter al hierdie goed wat daar lê. En nou word ons uitgenooi om net op te let wat om ons gebeur. Hulle kyk ook wat binne hulle gebeur. Hulle word vervul met blydskap. En hulle kom uiteindelik by Christus uit. Hulle word gelei deur die skrifgeleerdes wat vir hulle sê uit die skrif uit waar gaan Christus gebore word.
So wat ons kan sê is, die ster is nie genoeg nie. Kan ons by Jerusalem bring, maar dit is die skrif, die werk van die Gees in ons, wat ons uiteindelik sal uitbring by Christus self. Hulle vind die lig wat skyn. Hulle wil dit nie net beheer nie. So dis waaroor Kersfees gaan, word wakker vir die lig wat skyn in ons midde. Is nie genoeg om net ook daarvan te weet of dit wil te beheer tot ons eie voordeel nie, maar ontvang dit. Gee oor, laat gaan. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir die woord. Baie dankie vir die goed wat in ons lewe gebeur. Help ons om bewus te raak daarvan. Vir hierdie ongewone gebeure, wat dikwels net 'n prikkel is, in 'n rigting na U toe. Help ons en maak ons verstand oop om die skrifte te verstaan. Hierdie Kersfees, dit te vier saam met U in Jesus se naam. Amen.